vanuit Jakobus 1. Jakobus 1 vanaf vers 19. Nou, as iemand nou vir my moet vra, vir 'n gedeelte, vir iemand wat sê, hulle is 'n kind van die Here, hulle is gered, het ek vir hulle een gedeelte wat 'n mens se lewe kan verander, en 'n groot verskil in 'n mens se lewe bring, en jou bring in lyn met wat die Here van jou verwag, dan is dit nou die gedeelte wat ons vanoggend gaan lees. So dit is 'n baie belangrike gedeelte vir ons as kinders van die Here. Jakobus 1 van vers 19 af, die opskrif van die gedeelte is, daders van die woord. Kom ons lees die gedeelte. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord. En nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is te vergeefs. Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit, om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Net daardie kort gedeelte wat ons vanoggend so saam lees, en dan kan die manne vir wie dit moontlik is, jy kan saam met my staan, en dan bid ons net so saam as gemeente. Wonderlike Here, ons is weer vanoggend voor U, ons maak U naam groot, en die rede hoekom ons dit doen, Here, is vir wie U is. As ons die woord oopmaak, Here, van Genesis tot Openbaring, dan leer ons U ken. Ons sien U werke, ons sien U hart, ons sien U karakter raak in hierdie woorde wat vir ons opgeteken word. Here, en dit alles tot op die hoogtepunt van die Here Jesus vir ons gesterf het. En so wonderlik, Here, dat ons vanoggend in Reformatiedag en een van daardie stellings, deur geloof alleen. Here, dat U vir ons gesterf het om ons geloof in U te plaas, deur genade alleen. Dat U deur genade hierdie groot werk vir ons gedoen het, Here, en ons kan net vir U kom dankie sê. Here, ons sê ook saam met 'n dankie vir wat daardie dag het, soveel jare terug, Here, en dat dit steeds 'n impak op ons vandag het. En so kan ons deur die geskiedenis gaan kyk, Here. Manne en vroue wat U opgewek het om iets vir U te kom beteken. Here, en hier sit ons as U kinders. Ons het ons saak met U reggemaak, ons vertroue is aan U, ons stap 'n pad met U, Here, en U wil ook iets deur ons lewens bereik. Dalk nie so groot werk soos wat U in Martin Luther se lewe gedoen het nie, Here, maar steeds enige iets wat ons vir U kan doen, is 'n groot werk. Enige werk wat ons kan doen om 'n siel by die koninkryk uit te kry, is 'n groot werk. En daarom bid ons vra, Here, gebruik ons as U kerk op aarde, gebruik ons as die sout van die aarde, gebruik ons as die lig van hierdie wêreld, ook ons as gemeente. Hier in die Weskus, Here, in Velddrif, Laaiplek, Dwarskersbos, Vredenburg, Langebaan, Saldanha, al hierdie plekke, Here, dat ons lig sal skyn. Dat ons sal vashou aan die waarheid. En dat ons U waarheid sal verkondig. Ons dankie, Here, vir dit wat U vir ons deur die woord gegee het. Ons bid ook so vir ons verrigtinge, Here, alles wat voorlê, wat ons nou so afgekondig het,
die kinderbediening, piknik, die prysuitdeling, die EE3 kursus, die vroueoggend saam met Maryke van Wyk, elke aktiwiteit, Here, ons bring dit na U toe. Ons bid dat U dit sal seën en dat U dit sal gebruik, Here, dat dit nie maar net 'n aktiwiteit op 'n kalender sal wees nie, maar dat dit 'n dag, 'n datum sal wees, Here, wat U daar gestel het, om iets vir die kinders te beteken, om iets vir die koninkryk te beteken. Daarom bid ons seën hierdie aktiwiteite, elkeen van hulle, Here. En dan ook so die mense vir wie ons kan bid, Here, daardie gebedslys, saam met Dominee Jan Diraan wat aansterk van sy hartoperasie, en saam met hom Dani Potgieter, Here, ons bid vir hierdie mense ook, dat U met hulle sal wees, dat hulle U nabyheid sal ervaar, en dat hulle sal weet, U genade is vir hulle genoeg. Here, en ook ander, ons het baie keer hierdie gebedslys, Here, maar ons al mense wat se name nie hier is nie, wat steeds 'n behoefte het, of dit 'n fisiese of emosionele behoefte is, Here, mense wat sukkel en hulle het U nodig, en ons bid vir hulle ook, Here, ons weet miskien nie, maar U weet van elkeen van hulle, en daarom bid ons dat U daardie ondersteuningswerk sal doen, dat hulle sal fokus op U wat die rots is, die onwankelbare rots, en dat U vir hulle sal help. Ons bid ook so, Here, vir die ander kerke in ons gemeenskap, ons bid vir die ander predikers, en ons bid vir getrouheid aan die woord, Here, ons hoor wat aangaan in die land, ons hoor wat aangaan in denominasies en kerk. Partykeer dan skrik ons, Here, om te hoor wat aangaan, maar ons bid, Here, dat hierdie predikers hier in ons gemeenskap, dat U vir hulle getrou aan U woord sal hou, en dat U 'n werk in hulle lewens sal doen. Ons dankie, Here, dat ons so vir elkeen kan kom bid. Ons bid dan ook so, Here, vir hierdie diens, dat U vir ons rustig sal maak, dat al die dinge wat pla, Here, die beplanning van die week, en dit wat moet gebeur, in kinders se skool, en die besigheid se dit, en selfs die afgetredenes wat 'n lys het, wat hulle hierdie week moet doen, Here, dat U al daardie goed, net vir 'n oomblik vanoggend, so in die agterkop sal plaas, dat ons hier sal wees, sal fokus, U woord sal ontvang, en dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. Ons sê dankie, Here, ons bid dit, ons vertrou is op U, ons oë is op U gerig, ons leidsman, en ons ore tot U woord. In Jesus naam, amen. Ons teks van oordenking vanoggend, en ek dink dit is 'n redelike bekende teks ook, is Jakobus 1 vers 22, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat hulle self bedrieg nie. En gaan ons vanuit hierdie gedeelte vanoggend praat, oor die gedagte, geloof in aksie. Nou, iets wat Jakobus baie oor praat, is geloof en werke, so daai twee goed, geloof en aksie. En Jakobus is eintlik 'n baie praktiese boek. Maar omdat Jakobus so praat oor geloof en oor werke, is dit 'n boek wat al in die verlede verwarring gebring het by mense. Want ons lees aan die een kant verse soos Efesiërs 2 vers 8 wat sê uit genade is julle gered deur die geloof. Maar dan kom Jakobus en hy sê, wat baat dit my broeders as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan tog nie red nie. So nou kry mens hierdie twee gedagtes, die woord wat praat oor geloof en genade, maar nou kom Jakobus en hy kom plaas die werke by. En dis wat verwarring veroorsaak, is hierdie gedagte. En dit kan verwarrend klink. Dit kan klink of die Bybel homself weerspreek. Maar as kinders van die Here wat die woord van God aanhang en weet, dit is 'n harmonie wat die Here vir ons gegee het, besef ons, maar die woord kan homself nie weerspreek nie. So wat beteken dit dan? En dit is nou by Jakobus se gedagte wat ons by moet uitkom. Ons moet Jakobus se gedagte verstaan, die woord wat hy vasmaak om te weet, die Bybel kan homself en sal homself nie weerspreek nie. Dis die volmaakte woord van God. So as dit klink vir die Bybel homself weerspreek, dan moet ons sê, maar dan verstaan die persoon dit nie reg nie, dan moet ons by die waarheid uitkom. So, moet 'n mens Jakobus se gedagte verstaan. Nou die tema van die boek Jakobus, en dis waar die kern inkom, die tema van die boek is die toets of iemand se geloof waaragtig is. Is iemand werklik 'n kind van die Here? En reg deur die boek Jakobus vind ons toetse. Kom ons kyk, is jy 'n kind van God? Hier is die toetse. En een van daardie toetse is goeie werke. Werke is 'n produk
van redding. Dit is nie die middel tot redding nie, dis die manier wat mense gered word nie. Ek kan nie sê, maar ek is 'n goeie mens, ek gaan hemel toe nie, ons weet dit. Maar as iemand werklik 'n pad met die Here stap, dan sal daar goeie werke volg. Dis waar die verwarring heeltemal uitgeskakel is. Goeie werke is 'n bewys van ware geloof. Die Here sê vir ons in die woord, die Here Jesus het goeie werke vir ons voorberei, sodat ons daarin kan wandel. Nou op Reformatie Sondag, Martin Luther het gesê, our works do not generate righteousness. Jy kan nie gered word deur werke nie. Rather, our righteousness in Christ generates works. So hy het dit nogal mooi gestel, hoe duidelik dit is. Nou met hierdie agtergrond, met hierdie konteks, kyk ons na die gedeelte en dit gaan oor daders van die woord. Dit gaan oor wat ons nou genoem het, geloof in aksie. Nou sien ek so in die hoek van my oog die kleintjie. Het julle gesien, sy was heel voor op die koerant gewees, die Weslande. Juist oor haar vrymoedigheid, en nou sien ons die vrymoedigheid weer uitkom. So, ons praat oor geloof in aksie. En dan is daar selfs bewyse, is iemand 'n dader van die woord of is hy nie? Jakobus 1 vers 26 sê, dat as iemand sê hy is godsdienstig, maar hy kan sy tong nie beheer nie, is hy nie 'n dader van die woord nie. So hy begin dadelik met daardie toetse wat ons van gepraat het. Vers 27 vind ons bewyse vir iemand wat wel 'n dader van die woord is. Dit sê dat hulle die wees en die weduwees na hulle sal omsien. Dit is iemand wat die medelee, wat die liefde van Christus het. En dan verder praat hy van reinheid. So bewyse dat iemand 'n dader van die woord is. Die res van die gedeelte, en dis nou die kern wat ons by gaan uitkom, die res van die gedeelte sê Johannes, maar hoe moet 'n mens 'n dader van die woord wees? Hoe maak ek seker my geloof in die Here Jesus Christus gaan oor tot aksie? Dis nie maar net iets wat ek sê en iets wat ek dink en iets wat ek glo nie, maar dit word gesien in my werke. Jakobus leer vir ons, hoe doen ons dit? Hoe maak ons seker? Jakobus was beslis 'n kragtige boek in daardie tyd, waar baie hulle self kinders van God genoem het, maar min se lewens het dit weerspieël. As 'n mens dink aan die Fariseërs en dit wat oor hulle geskryf word, al die godsdienstige mense, maar nooit daders van die woord nie. Dan vra ons, is dit nog relevant vandag? En ek wil amper sê meer nog as in daardie tyd, want as ons weer eens, ek het so 'n paar Sondae terug verwys na die statistieke van ons land, ek kan nou nie onthou hoeveel persent is dit nie, maar hoeveel mense in ons land sê hulle is kinders van die Here? Hoeveel van ons Afrikaans sprekende gelowiges sê, maar ons is kinders van die Here? En dan kyk mens na die lewens, dan beweeg jy uit, dan hoor jy die taal wat hulle praat, jy sien die manier wat hulle lewe, jy sien die dinge wat hulle doen, en dan besef mens, maar daar's 'n baie groot probleem. Daar's 'n groot probleem, mense is nie daders van die woord nie. En in vandag se tyd, as 'n kerk van die Here Jesus Christus, as 'n gemeente wat werklik die Here se aangesig soek, wat ons Here welbehaaglik wil wees, moet ons gesien word as daders van die woord. Ons geloof moet oorgaan tot aksie, dit moet in ons werke gesien word. Daar moet bewyse in ons lewens wees. Ons moet geken word aan die feit dat ons anders is. Ons het al baie gepraat oor 'n heilige lewe, anders as die wêreld. Nie dieselfde as ander gemeentes of dieselfde as ander kinders van die Here daar buite nie, maar ons lewens moet anders wees van die wêreld in totaliteit. Want ons lewe as daders van die woord. Nou as 'n mens kyk na die geskiedenisboeke, dan sien 'n mens baie skryf of verwys na Jakobus as Jakobus die regverdige. Mense het hom geken aan sy werke, hy was 'n regverdige man. En so moet ons lewens, ons werke moet 'n bewys wees van ons geloof. Maar die vraag wat Jakobus beantwoord en dit wat ons vanoggend na gaan kyk is, hoe maak ons seker ons is daders van die woord? Hoe maak ek as 'n kind van die Here seker my geloof gaan oor tot aksie? Dis nie net bely met die mond nie, maar dit word gesien. Die rede hoekom hierdie gedeelte geskryf is, en dis hoekom ek aan die begin gesê het, as ek nou vir 'n kind van die Here enige gedeelte moet gee, sal dit hierdie een wees. Daders van die woord. God geïnspireerde woord,
onfeilbare woord wat die Here hier gegee het. En dat ons vandag in die klimaat waarin ons leef, daders van die woord sal wees. Dat as mense na ons lewens kyk, dan sien hulle geloof in aksie. Dit is hoekom ons vandag na hierdie gedeelte kyk, sodat ons seker maak, ons is daders van die woord en nie iemand wat hulle self bedrieg nie. En dis nogal interessant. Hier's 'n paar interessanthede in hierdie gedeelte en ons gaan daarby uitkom, maar interessant dat hy sê, iemand wat dit nie doen nie, bedrieg hulle self eintlik. En ons wil onsself beslis nie bedrieg nie. Maar vir ons geloof om oor te gaan in aksie, vra dit van ons iets. En dis nou waarna ons vanoggend gaan kyk. Wat vra dit van ons, dat ons geloof oorgaan in aksie? Dit bring ons by ons eerste gedagte. Nou, u wat my baie goed ken en al na baie van my boodskappe geluister het, weet, my vrou sê ek is baie lief vir 3 punte. So ons het vanoggend 3 punte. Dit is maklik, mense onthou dit en dit kan vassteek by 'n mens. So 3 punte waarna ons vanoggend kyk. Die eerste is, geloof in aksie. Vra dat ons die woord ontvang. Jakobus 1 vers 21, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Nou waar die gedeelte begin wat ons gelees het, dit begin by 'n mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat. En net laasweek toe praat ons oor die saaier, die beeld van die saaier, en ons het gepraat oor hoe dit nie net vir die wêreld daar buite is nie, maar ook vir ons as kinders van die Here. Ons moet ook die woord ontvang, ons moet ook die woord aanneem. En hierdie woord moet ons verander. Maar so moet ons die woord ontvang, hoor, by elke geleentheid. Ons moet ywerig wees om die woord te hoor. Maar terselfdertyd sê hy, ons moet stadig wees om ander te leer. En Jakobus brei uit daaroor in hoofstuk 3 vers 1 en 2, as iemand dit nou wil gaan lees. Stadig om te leer. Maar as 'n kind van die Here moet 'n mens ywerig wees om die woord te hoor. Daar te wees waar die woord uitgaan. En dit kan nou my Bybelstudie wees, dit kan 'n diens wees, dit kan wat ook al wees, maar daar waar die woord uitgaan, en ek dink die belangrikste daar, is 'n mens se Bybelstudie of jou stilte tyd. Maar dan die eerste in vers 21, ons eerste voorskrif om 'n dader van die woord te wees, en hier kry ons 2 punte in vers 21. Die eerste is, hy sê, doen afstand, en die tweede, ontvang die woord. So kom ons begin by die doen afstand. Nou dit beteken om iets af te lê, om ontslae te raak daarvan. Hierdie veiligheid en hierdie boosheid, wat natuurlik sonde is. Hy sê, raak ontslae daarvan, en dan sê hy, 'n mens moet ontvang. Maar nou het ek vroeër al vir u gesê, in hierdie gedeelte is daar klomp interessanthede, dinge wat 'n mens raak lees, wat jy nie noodwendig in die Afrikaans lees nie, maar wat uitstaan as jy nou na die Grieks kyk. Nou, interessant, hier in vers 21 sê die vers mos nou vir ons, doen afstand van alle veiligheid. Nou die woord veiligheid in die Grieks is 'n woord wat gebruik is vir oorwas. So doen afstand van alle veiligheid. En nou hoekom ek sê dit is so interessant, want sonde doof 'n mens vir geestelike waarhede. Dit doof 'n mens, so dit is so 'n mooi woord, die veiligheid soos oorwas, want dit maak dat 'n mens nie die woord kan ontvang nie, dit maak dat 'n mens nie die woord kan hoor nie. So raak ontslaaf van die sonde, dan kan jy hoor. Raak ontslaaf van die veiligheid, dan kan jy hoor. So net een van daai interessante brokkies. Die tweede, sy sê ontvang die woord met sagmoedigheid. Ontvang die woord van God deur prediking, deur Bybelstudie, stilte tyd met die woord, maar ek moet reg wees om te luister. Ek moet reg wees om die woord te ontvang, bereid te wees om te luister. So, wanneer ons wil hê, soos wat die Here van ons verwag, dat ons geloof oorgaan tot aksie, daders van die woord kan wees, dat dit oorspoel in ons lewens, is dit waar ons moet begin. Gou wees om te hoor, ywerig om die woord van God te hoor. By elke geleentheid wat ons het, by die kerk, Bybelstudie, ek het vir u gesê, stilte tyd, want dink so daaraan, en dis hoe ek altyd daaraan gedink het, toe ek nou jonk in die geloof was, en ek begin nou met Bybelstudie en goed, het ek altyd gedink, wat as die Here vanoggend vir my 'n boodskap het? Hy wil vanoggend vir my iets sê, maar ek is nie daar nie. Ek kom nie by my stilte tyd uit nie, ek lees nie, ek onthou daai tyd in my lewe,
het ek nog Oswald Chambers in my allerbeste vir sy hoogste gelees, en ek het so gedink, maar wat as die Here spesifiek in daai oggendstukkie vir my iets wou sê, en ek was net nie daar gewees. So die woord leer ons moet daar wees, ons moet ywerig wees om te hoor, en dan moet ons afstand doen van die sonde, die veiligheid, want sonde keer dat ons die woord van die Here hoor, dit doof ons vir geestelike waarhede, so 'n mooi beeld wat die Bybel daar vir ons gegee het. Ons kan nie leer, ons kan nie lees, ons kan nie luister vanuit die woord, maar sonde koester in ons lewens nie, dit werk net nie so nie, dit moet afgelê word, met die belofte, 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig, belofte waaraan ons moet vashou. So ons moet die sonde aflê, ons staan rein voor God, nou is ons reg om die woord te ontvang. En dis nie 'n passiewe terugsit en net hoor nie, maar dis luister, soek, gaan soek die woord. Psalm 1 vers 2, Psalm 1 vers 1 begin ons met welgeluksalig, en dan gaan hy na vers 2 toe, dan sê hy, maar sy behaag is in die wet van die Here, hy oordink sy wet dag en nag. Dan in vers 3 praat hy weer oor hoe jy soos 'n boom sal wees geplant by waterstrome. Maar dit sê, hy oordink dit, sy behaag daarin, hy soek dit. Vir my geloof om oor te gaan tot aksie, moet ek eers by die woord uitkom. Ek moet die woord ontvang, ek moet bereid wees om dit te ontvang. En ek moet seker maak, daar is nie iets in die pad nie. Dus daai veiligheid, daai oorwas, dat ek nie kan hoor nie. Dan die tweede gedagte, wat ons vanuit hierdie het, is geloof in aksie, vra dat ek reageer op die woord, daar moet 'n reaksie wees. Jakobus 1 vers 22, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat hulle self bedrieg nie. So Jakobus verduidelik verder, hy sê as iemand die woord van die Here ontvang, nadat hulle nou gereinig het en die sonde afgelê het, dan moet hulle reageer, hulle moet 'n dader word. Hy beklemtoon dit, word 'n dader. En dis nie net 'n eenmalige opdrag nie, dis nie luister net hierdie keer nie, dit is 'n leefwyse, word 'n dader, 'n persoon wat dit aanhoudend doen, iemand wat geken word aan die feit dat hulle 'n dader is. Weereens is 'n leefwyse, my hele lewe word bepaal deur die skrif. En dan skryf hy, iemand wat nie reageer op die woord nie, iemand wat nie doen nie, bedrieg hulle self. En dan gebruik hy daai voorbeeld van iemand wat hulle self in die spieël sien. Maar weer eens, die Grieks, daai interessante brokkies, die woord bedrieg wat hy gebruik, bedrieg hulle self, is dieselfde woord wat gebruik word as 'n mens in wiskunde 'n fout maak. As ek sê 2 + 2 is 18, en ek het 'n fout gemaak, daai woord bedrieg is presies dieselfde woord. So hy sê, 'n kind van die Here wat nie reageer op die woord nie, het iewers 'n verkeerde berekening gemaak. Iets is fout, hulle het 'n fout gemaak. Die Griek stel dit weer vir ons so mooi. Het hulle nie miskien nie mooi afgetrek nie, het hulle nie ontslaag geraak van die sonde nie, het hulle nie miskien verkeerd opgetel nie, het hulle die woord ontvang soos hulle moes, iewers is 'n fout, as ek nie 'n dader van die woord is. Dan gebruik hy die beeld van 'n spieël, iemand wat sy gesig in 'n spieël sien, en hy gaan weg en hy vergeet hoe hy lyk, dit wys op iemand wat die woord ontvang, maar hulle reageer nie, so dan vergeet hulle daarvan. Hulle doen dit nou nooit nie, hoe die ouer mense altyd gesê, van afstel kom uitstel. Nee, van uitstel kom afstel. Die ouer mense, ek moet mooi onthou wat hulle gesê het. Van uitstel kom afstel. So, die woord sê vir ons, as jy dit nie doen nie, as jy nie nou reageer nie, dan gaan jy heel moontlik nie reageer nie. Jy vergeet daarvan. So die kern is, reageer. As ek 'n dader van die woord wil wees, as ek wil hê my geloof moet oorgaan tot aksie, dan moet ek fisies iets doen. Moet gou wees om te hoor, en ek moet ywerig wees om die woord te hoor, maar as die Here vir my die woord gee, dan moet ek reageer. Wat verwag die Here moet ek doen, sodat ek kan optree, sodat ek dit dadelik kan doen? En ek het al fantastiese voorbeelde hiervan gehoor, mense wat eendag lees hulle in die Bybel, en hulle sien net iets raak, die Here lig iets uit, en hulle verander hulle hele lewenswyse, oor iets wat die Bybel sê. Mens hoor sulke getuienisse in ons eie gemeente. Maar 'n praktiese voorbeeld, ek doen my stilte tyd,
Ons lees nou vanoggend die woord en die Here wys my iets, daar's iets in my lewe wat hom nie behaag nie. Kom ons sê dis skinder of vuil taal of sommer net mislik. Die woord sê ons moet vriendelik wees as kinders van die Here. Daar's iets wat die Here vir my kom wys. In my lewe behaag hom nie. Nou is daar een van twee dinge. Of ek kan sê, ek sien, maar ek gaan aan. Dan is ek soos iemand wat homself in die spieël sien en hy vergeet daarvan. Of ek kan sê, Here, dankie, ek sien. En ek reageer dadelik. Ek besluit nou. Ek gaan nie weer skinder nie, of ek gaan nie weer vloek nie, ek gaan nie vuil taal gebruik nie, gaan nie iets doen nie. Dis 'n onmiddellike besluit wat die Here vir my wys. Ek reageer dadelik daarop. Ek gaan oor tot aksie. En dis wat die Here van ons verwag. Nie om te sê, "Sjoe, dis waar, maar ek verander nie iets nie." Om toe te pas. Reageer op die woord. En bid dat die Here my asseblief help om dit toe te pas, want ons het sy hulp nodig hierin. Maar doen wat die woord sê. So 'n dader van die woord is iemand wat reageer deur dit wat in die Bybel staan. Die Here leer iets en ek los dit dadelik. En dis tog maar wat Martin Luther gedoen het. Hy het gesien maar die manier wat die kerk dit doen en dit wat in die Bybel staan is nie dieselfde en hy het reageer deur daai, ek dink is 95 stellings op Witteberg se kerk in die deur te gaan vaslaan. Hy het reageer, fisies gedoen om 'n verandering te bring. Dis wat die Here van ons verwag. Reageer, anders is ek soos iemand wat sy gesig in 'n spieël sien en hy vergeet. Die eis is ek moet dit dadelik doen. Dis laaste gedagte. Voel vir my die preek is vanoggend amper vinniger as die afkondigings. Ons derde gedagte. Geloof in aksie vra dat ek bly in die woord. Jakobus 1 vers 25. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daar bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. So Jakobus kom sê, die volgende ding wat 'n dader van die woord doen, en ons kry eintlik weer so vinnig twee gedagtes. Hy sê die wet, en dis nou in die Ou Testament word die Bybel mos nou maar eintlik die wet genoem. So die persoon moet 'n insig hê in die woord, hy moet dit lees, hy moet dit bestudeer, hy moet dit verstaan. En dan die tweede, hy moet daarby bly. So is die vorige punt, 'n dader van die woord reageer, hulle doen wat die woord sê, bly daarby, hulle volhard daarin. As ek nou weer die voorbeeld teruggaan, nou die Here vir my gesê, moenie skinder nie, nou hou ek op, maar oor 2 dae begin ek weer. Nee, bly daarby. So dit begin by daai diep insien om te sien wat sê die woord. Johannes 14 vers 26 sê, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So, ons moet volhard, maar ons volharding kom ook deur die hulp van die Heilige Gees. Hy is die een wat ons staande laat bly, hy is die een wat ons laat volhard, hy is die een wat daar is vir ons. En wanneer ons oorgegee is aan die Heilige Gees, stel hy ons in staat om die woord uit te leef, om oor te gaan en tot aksie, 'n dader van die woord te wees. En dan aan die einde van hierdie vers sê hy, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig sal wees in wat hy doen. So belofte. As iemand 'n dader van die woord is, sal hy geseënd wees. Hy sal die Here se seën ervaar. So as ons dan werklik in ons geloof wil oorgaan tot aksie, as ons werklik die Here welbehaaglik wil wees, deur alles wat ons doen, dan moet ons leer vanuit die woord van God, en ons moet dit ontvang, en ons moet dit verstaan, en 'n insig hê, maar dan moet ons volhard daarin. Dis waar Paulus kom uiteindelik, waar hy sê, ek het volhard tot die einde toe, ek het die stryd gestry, ek het die geloof behou, ek het uiteindelik oorwin. Hy sê, ek het aangehou, ek het volhard. En dis net moontlik deur die Heilige Gees. Weereens, Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Gees, julle sal nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So wandel, weet ons, is werk, dis beweeg, dit is aktief. Doen dit deur die Heilige Gees, daai werk en julle sal aanhou tot die einde toe. Hy gee my die vermoë en hy help my om te doen wat die woord verwag. Efesiërs
2 vers 10, ek het dit vroeër so aangehaal, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. En wanneer ons dit doen, ons is daders van die woord, ons geloof het oorgegaan tot aksie, ons leef deur die Gees, dan sal ons die Here se seën ervaar. Ons het dit hier gelees, ons het dit in, ek het so vinnig Psalm 1 vers 1 aangehaal, Psalm 119, ons kan aangaan, die woorde sê, ons sal gelukkig wees. Hierso, gelukkig wees in wat hy doen. Joshua 1 vers 8, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel, en dis dieselfde, daders van die woord, geloof in aksie, nougeset kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe is, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, dan sal jy met goeie gevolg handel. Dan Psalm 119 vers 1, welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel, dis weer die aksie is daar, wandel. So vind ons al die beloftes in die woord van die Here. So dan, as kinders van die Here, moet ons daders van die woord wees, ons geloof moet oorgaan tot aksie, maar hoe maak ons seker, en dit is die gedagtes waarna ons gekyk het. Eerstens moet ons seker maak, daar is nie iets in die pad nie, ons moet die sondes aflê, die veiligheid aflê, dat ons die woord kan ontvang. Wanneer ons die woord ontvang, uiters belangrik, reageer, doen, gaan oor tot aksie, en laastens, hou aan. Bly by die woord. Hou aan, deur die hulp van die Heilige Gees. Nou heel aan die begin het ons gesê, daar's bewyse van iemand wat 'n dader van die woord is. En Jakobus leer ons in die laaste vers van die gedeelte, 'n dader is iemand wat die medelee, die liefde van Christus het en aan ander toon. Dis iemand wat rein is, dis iemand wat onbesmet is. En as ons na ons eie lewens kyk, dan moet ons vra, maar is die bewyse in my lewe? Het my geloof oorgegaan tot aksie? Is ek 'n dader van die woord? En dan natuurlik die belofte, want daders van die woord is geseën. Ons sal gelukkig wees, welgeluksalig, daai mooi woord. So die woord leer ons hoe, maar ons moet dit doen. Dit vat van my om seker te maak, ek ontvang die woord. Dit vat van my om seker te maak, ek reageer op die woord. Dit vat van my om die Here te vra, help my dat ek daarin bly. Ek moet dit deel van my lewe maak. En die Here help ons daar, en hy ondersteun ons daar. So mag ons geloof oorgaan tot aksie. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Wonderlike Here, ons wil weer vanoggend vir U kom dankie sê vir U woord wat ons het. Here, weer eens van Genesis tot Openbaring, hierdie woord wat ons van U leer, maar hierdie woord leer ons ook, wat verwag U van ons? Dit leer ons ook, hoe moet ons lewens lyk, wat moet ons doen, hoe moet ons leef? En ons begeerte vanoggend is, Here, dat ons dit sal doen. Dat ons daders van hierdie woord sal wees, dat ons soos Paulus sal kan sê, wees my navolger soos ek dit van Christus is. Dat ons sal kan wandel in die woord van die Here. En ook vir ons dan buite beweeg. Here, help dat dit 'n lig daar buite sal laat skyn. Here, waar soveel mense sê hulle is U kinders, maar die bewyse is nie daar nie. Help dat ons lig sal skyn deur ons lewens. Hoe ons met mense praat, wat ons doen, hoe ons reageer, dat ons, soos die vers daar in Handelinge sê, in die guns was by die hele volk. Dat mense sal sien, maar ons is U kinders. Ons is daders van die woord. Ons sê vir U baie dankie dat ons dit kan bid. Here, dankie dat ons U hierin help, dat U ons hierin ondersteun, want ons weet ons het U nodig. Ons bid dit alles in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen.